Goeiemôre, geliefde kind van God. Wil jou waarsku, ek gaan nie vandag jou ore kielie nie. Hierdie is nie ligte boere musiek nie, so ek kan jou nie in wat toe draai nie. Affairs, frikket affairs. Het jy geweet dat tussen 40 en 58% van affairs gebeur deur 'n mutual friend? Iemand wat die man en die vrou albei redelik baie goed ken, wat al aan huis was by julle. Jy geweet dat omtrent 38, give or take, affairs gebeur by die werkplek. En dan 15% affairs gebeur op daai foon wat jy vashou. Dit gebeur op social media. Dis waar die koneksies gemaak word. Shit, hierdie ding breek my hart. Want ek sien soveel huwelike rondom my wat besig is om uit mekaar uit te val en al uit mekaar uitgeval het as gevolg van egbreek. Jy sien, 'n vrou het 'n emosionele koneksie. So wat gebeur is die man word gesidetrack deur die vyand. So hy's besig met either werk of syp en kuier en golf en pelle en jag en te kere gaan. En wat doen die vyand? Op 'n swak oomblik word daar 'n WhatsApp gestuur deur 'n mutual friend of 'n kollega en vra: "Gaan dit met jou? Koop jy? Lyk of jy sukkel." En net daar kom 'n koneksie. En daai koneksie groei en word sterker en sterker. En voor sy oë uitvee, trap sy oor die tou. En daar kom skeiding, 'n geestelike skeiding tussen haar en haar man. Die mans is meer visual. Ons werk anders. Jy sien, ons wil braaibroodjies by die huis eet, maar as ons nou nie braaibroodjies by die huis kry nie, wat doen die vyand? Hy kry 'n girl daar buite met 'n pragtige braaibroodjie, en ek dink julle weet ek praat nie eintlik van braaibroodjies nie. Die sad deel is, hy eet hom. En dan is daar skeiding tussen die man en die vrou, 'n geestelike skeiding wat gebeur. Ek wil vir jou baie mooi vra, as jy op 'n plek is nou in jou lewe waar jy besig is om WhatsApps te moet delete, as jy jou WhatsApp history moet delete, as jy jou foon, of jy man of vrou is, of as jy jou foon moet bære in die kas wanneer jy gaan shower, stop dit asseblief, stop dit. Moenie oor hierdie tou trap nie. Dit gaan jou lewe verwoes. Dit gaan heel moontlik jou lewe kos. Ek weet van vriende van my wat 'n pistool teen sy kop gesit het en hom doodgeskiet het. Moenie dit doen nie. Jy gaan jou vrou verloor, jy gaan jou kinders verloor, jy gaan jou kinders breek, jy gaan jou finansies uit mekaar uittrek. Egbreek is nie die moeite werd nie. Is nie die moeite werd nie. Ek beloof vir jou. Hoekom dink jy God sê dis die enigste keer wanneer jy mag skei, want die Here weet wat 'n absolute verwoesting dit saai. My mens, as jy iemand is wat hier deurgegaan het, as jy iemand is wie se huwelik verwoes het, vra ek vir jou, skryf 'n komment hieronder. Ek dink daar's mense hier buite, al mense wat hierdie video sien wat moet hoor dat hierdie nie 'n leuen is nie, dat hierdie 'n werklikheid is en dat mense se lewens verwoes word, dat die vyand verwoesting saai hierdeur. As jy iemand is wat hierdeur is, 'n huwelik wat dit survive het, 'n huwelik wat vandag beter af is nou as wat hy was voor die affair, wil ek jou ook vra. As jy dit mag, share dit. As mense wat besig is om hier deur te gaan, wat ek moet hoor, want ek weet van huwelike wat na 'n affair beter af is as wat hulle ooit was. Want die Here kan daai geestelike skeiding wat veroorsaak is weer restoreer. Hy kan dit splinternuut maak. En hoor hierso, ek wil vir jou vra vergewe. Want jy moet onthou, Jesus het gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip optel en hom gooi. As jou man of jou vrou ontrou was aan jou, asseblief vergewe hulle. Vergewe hulle. Vergewe hulle. Jy kan nie met dit rondloop nie, al het dit jou huwelik klaar gekos. Al het julle albei aanbeweeg. As jy met nog onvergifnis in jou hart loop, wil ek jou vra, bel jou vrou en sê vir haar, vergewe jou. Bel jou man en sê,
Ek bære hierdie vandag. Ek vergewe jou vir dit wat jy aan my gedoen het. My mense, hierdie ding verwoes meer huwelike as wat jy kan even dink. Dit breek my hart. Dit breek my hart. Don't go there. Just don't go there. As jy nog saam met my is en hierdie foon in jou hand vashou, maak toe jou oë. Ek wil vir jou bid. Here Jesus Christus. My Here Jesus Christus, ek dink hier's mense wat na hierdie video luister wat se harte stikkend is. My Skepper. Please just draw closer. Trek nader aan hierdie persoon en hou hulle vas. Laat hulle weet dat hulle weet dat hulle weet. U is by hulle. U het hulle lief. Here Jesus, as al mense is wat hier besig is met dinge wat nie van U af is nie. Ag Here, asseblief stop dit. Asseblief, Here, as daar mense wat op pad is na die afgrond toe, asseblief, my Skepper, praat in hulle harte nou daar waar U is en keer hulle. In Jesus naam, bring genesing in huwelike. Amen. Manne en manninne, Here het jou lief en daar is niks, maar niks wat jy kan doen om dit te verander nie. Bless you. Bye.